Ons staan stil by Lukas 1 vers 26 tot 56. Jy sal onthou, ons het verlede week Dominee Reinder gelees en stil gestaan by Sagaria. Nou kom ons by die aankondiging van die geboorte van Jesus aan Maria en ook haar loflied wat sy daarna gesing het. Lukas 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria het sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Toe het die engel van haar weggegaan. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. Sy het hard uitgeroep: "Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo, dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het." En Maria het gesê: "Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my nederigheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag, maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog, behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes, die rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy tot hulp gekom, deur te dink aan al sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid." Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan na huis toe. Ons teksgedeelte, maar ons gaan eintlik fokus op hierdie hele gedeelte,
Maria besing die grootheid van die Here in vers 46 en vers 47 sê sy, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Ons het verlede Sondag aand hierdie preek gehandel oor die onderbroke seën wat Sagaria moes uitspreek. Hy is gestraf met stomheid toe die engel aan hom aankondig dat hy in sy ouderdom, hy en Elisabeth 'n kindjie sal hê, toe het hy dit nie geglo nie. Ons lees dit in daardie gedeelte, hy het 'n vraag gevra en die engel sê toe, omdat jy nie geglo het nie, sal jy stom wees. En toe het die prediking daaroor gegaan dat die seën wat hy moes uitspreek, kon hy nie doen nie. En eers later as Christus na die hemel vaar, die laaste paar verse van Lukas, dan spreek Jesus die seën uit. Nou kom ons by 'n tweede aankondiging van 'n wonderlike gebeurtenis. Eintlik nog 'n groter wonderwerk as wat aan Sagaria verkondig is. En hier kry ons te doen, sy vra ook vra, Maria. Maar ons sien dadelik in haar optrede, sy glo wat die Here sê. En ons sê die wonder was menslik gesien nog groter. Sagaria het 'n voorbeeld gehad van Abraham wat 'n kind in sy ouderdom ontvang het. En Hanna en Penina en Elkana wat kinders nog, Hanna het nog 'n kind gehad. Maar Maria is 'n maagd. Nou, ja, die navorsing sê dat Maria eintlik 'n baie jong meisie was. In die Engelse vertaling word haar naam dan ook vertaal as 'n girl. Nou, hulle sê tot so oud as 12 jaar is mense al aan mekaar verloof. 12 tot 14. 'n blote kind. Maar die Here kom en aan hierdie vrou kom sê hy dat daar gaan met jou iets gebeur wat nog nooit op aarde gebeur het nie. Ons kyk vanaand hierna. En dit is miskien goed dat ons daarna kyk, omdat miskien is ons protestante geneig weens die geweldige eer wat aan Maria gegee word in die Romeinse kerk, is ons geneig om nie haar kinderlike geloof raak te sien in hierdie geweldige gebeurtenis in haar lewe nie. En so sien ons dan nou rondom die geboorte van die Here Jesus 'n hele klomp figure wat ook meewerk aan hierdie wonder en om dit te bevestig aan die vrou. Daar Sagaria het ons gesê wat Johannes die Doper gehoor het dat hy 'n seun sal hê. Daar is die engele in die hemel wat verskyn aan die skaapwagters en wat sing ere aan God. Ons gaan dit later aan die einde sing. En alles kom daarop neer dat Jesus gaan na die aarde toe kom. En een van die prominentste persone in hierdie hele gebeure is natuurlik Maria, die moeder van Jesus. Ons het gelees hoe dat die engel na haar toe kom en hy noem haar 'n begenadigde. Die woord wat hier gebruik word is ook in die Ou Testament hoor ons dit as byvoorbeeld in Rigter 6 as Gideon daar wegkruip vir die Midianiete. Dan kom die engel en hy verkondig genade aan die volk Israel. Al lyk dit nie so nie. Hulle is besig om weg te kruip vir hulle vyande. Die Here kom
En hy stuur sy engel na Maria toe en hy noem haar 'n begenadigde. Dit hou verband met wat die Here vir ons wil gee in Christus Jesus. En nou het ook hierdie woord is ook al op verskillende maniere vertaal en verklaar. Wat hier gebeur is die engel wat vir Maria sê, God het jou genade bewys. Maar daar is mense wat sê nee, wat eintlik hier staan is Maria kan vir die wêreld genade gee. U sien hoe dat sy alweer in 'n posisie geplaas word wat die Bybel nie aan haar gee nie. Ook om te probeer om Maria as 'n baie besondere persoon en amper nie 'n gewone mens nie uit te lig bo almal van ons, maar dis nie wat die engel sê nie. Die engel kom na hierdie eenvoudige jong vrou wat verloof is aan Josef en hy sê, jy is begenadig, want deur haar gaan die verlosser van die wêreld gebore word. Sy was inderdaad 'n geseënde vrou. Sy is grootliks deur die Here daartoe verkies dat deur haar hierdie wonderwerk gaan gebeur. Maar as ons nou die apostels lees, dan sal ons sien, die apostels was baie spaarsamig met hulle eer aan mense. En Maria word omtrent nêrens vereer nie. Ons kry enkele gevalle by Paulus waar hy sekere gelowiges noem as besondere gelowiges. Daar is Tychicus, word genoem 'n getroue diensknegt van die Here. 1 Korintiërs 16 praat Paulus van 'n sekere Stefanas, dat hy ook 'n besondere mens was en baie gelowig. En dan word 'n paar name in die Romeinebrief genoem. Maar altyd is dit asof Paulus mense op sy skuif en dan sê hy, God moet alle eer ontvang. En as ons nou Maria se loflied lees, dan sien ons, sy is die nederige. Sy sê die Here het hom tot die nederige neergebuig en sy sluit haarself daarby in. En so kom die wonder na hierdie aarde en sy glo dit met haar hele hart. Ons moet haar geloof navolg. Die Hebreërbrief sê ons moet ons voorgangers in die geloof hulle geloof sien. En dit moet vir ons bemoedig en ook vir ons tot geloof aanspoor. Ons sien dus Maria besonder geseën, maar wat met haar gebeur is ook vir ons opgeteken en om ons te onderrig in die grootheid van die Here se genade vir ons mense, om ons raak te sien in ons nood en in ons sonde verlorenheid. Jy weet, daar's baie teoloë selfs vandag wat sê, maar hierdie wonder met Maria, die maagdelike geboorte, kon nooit gebeur het nie. Dis fisies onmoontlik. Maar broers en susters, het u gemerk hoeveel keer daar gepraat word, nie net van die Heilige Gees wat oor Maria kom nie, maar oor ook die Heilige Gees wat oor Elisabeth kom, ook 'n eenvoudige vrou. Sy spreek profeseë uit. Simeon wat kom en profeties verkondig dat Christus gaan kruisig en dat Maria gaan swaar kry. Ons moet al hierdie wonderwerke ook verdiskonteer as ons wil twyfel of dit wat met Maria gebeur het werklik van die Here af was. Ons lees dat Maria ten volle vertrou het wat die God vir haar gesê het. En die eerste teken wat sy dan ontvang, daarvan het ons gelees, as sy by Elisabeth kom, wat Johannes die Doper verwag, dan spring die ongebore kindjie in
Elisabeth op. Elisabeth word vervul met die Heilige Gees en sy sê, geseënd is jy onder die vroue, geseënd is die vrug van jou moederskoot. En dan hierdie woorde, sy noem Jesus die moeder van die Here. Dis nie 'n menslike uitspraak of iets wat sy uit haarself kon uitgedink het nie. In Matteus lees ons verder 'n ander wonder, hoe dat die engel ook aan Josef verskyn. En dat Josef ook glo wat die Here vir hom laat weet deur die engel is werklik so, want hy neem Maria by hom as sy vrou. En dan kom Maria ook met haar loflied, wat self ook 'n lied is, wat 'n profesie vervul. Nou hoe 'n 14-jarige plus meisie al hierdie dinge moes verstaan het, as die Heilige Gees dit nie aan haar geopenbaar het nie. Dit kan ons nie verstaan en menslik verklaar nie. Sy sing hier 'n lied, wat ons baie van die elemente daarvan het raakpunte met die loflied van Hanna, die vrou van Elkana, Samuel se ouers. U sal onthou dat Penina, die ander vrou, gespot het met Hanna omdat sy nie kinders kan hê nie. En dan beloof die Here aan Hanna 'n kindjie. En die kind word gebore en Hanna skryf 'n loflied. Maria skryf 'n soortgelyke loflied. En albei van hulle besing die grootheid van die Here en die nederigheid van 'n gelowige mens. En hoe dat die Here nederige mense ophef en sy liefde aan hulle kom gee. Jy sal onthou, Maria het gesê, die rykes word beskaam, maar Christus is hier vir die arme en die uitgestotene. Ons sien dit as Jesus begin optree tussen die mense. Ons hoor dit in sy bergpredikasie. Geseënd is julle as die mense julle vervolg. Geseënd is die sagmoediges. Dit is waarom dit gaan, ook by Maria. Ons het aan die begin gesê, Maria was inderdaad 'n baie besondere gelowige. Maar sy was nie 'n sondelose mens en 'n perfekte mens soos wat die Romeinse kerk van haar wil maak nie. Sy is in daardie kerk verhef tot iets waarvoor sy sekerlik nooit geaspireer het nie. U sien dit in haar hele optrede. U hoor dit in haar hele loflied. Sy is 'n eenvoudige sondaar mens. En sy wou nie wees wat sy nooit was nie. En sy wil nie geplaas wees, dit kan ons seker wees, in 'n posisie wat die Here nooit aan haar toegeken het nie. Maria was die aardse moeder van Jesus. Gedurig fokus die Bybel op die feit van Christus wat gebore is. Nie Maria, die verhewe edelvrou, wat meer is as 'n gewone mens nie. Maar deur haar vind hierdie aardskuddende gebeurtenis plaas, dat Jesus na die wêreld toe kom, en sy het dit geglo. Sagaria se seun kon nie na die wêreld kom nie, want hy het nie geglo nie. Ons kan amper sê, by Maria begin weer die begin van hierdie seën wat later deur Christus uitgespreek sou word, as hy na die hemel vaar. Die skaapwagters kom na Maria toe, en dan vertel hulle vir haar van die wonderlike lofliedere wat hulle gehoor het daar, waar die engele sing daar in die veld. En dan lees ons, toe Maria dit hoor, het sy diep daaroor nagedink. Sy het gedurig iets van die majesteit van Christus gesien.
Al het sy ook in haar optrede later nog nie opgetree soos iemand wat haar eie kind as 'n koning beskou nie. Dit is seker ook moeilik vir 'n moeder om die kindjie wat so afhanklik van haar was later te begin eer as 'n koning. Daar het profeseë gekom. Simeon sê vir haar, daar gaan 'n swaard deur haar hart gaan. Dit verwys natuurlik na die kruis. Maar dit kan ook verwys na wat sy as vrou sal moet afstaan wanneer Jesus begin om sy taak hier op aarde uit te voer. En ons kry al die eerste tekens daarvan toe Jesus 12 jaar oud was. Toe was hy daar in die tempel, jy weet dat hy weggeraak het en sy ouers het hom kom soek. En toe kry hulle hom in die tempel en dan vermaan Maria hom, hulle het oral na hom gesoek en dan gee Jesus 'n antwoord wat seker toe al vir Maria al vreemd moes gewees het. Hy sê hy moet in die huis van sy vader wees. En dit was vir haar skynbaar genoeg, want hulle het hom toe saam met hulle verder gevat. 'n Ander insident waar Maria ook as 'n gewone mens na vore kom, 'n gewone moeder ook, is by die bruilof in Kana. Jy weet, daar het die wyn opgeraak, en dan kom Maria en sy vra vir Jesus dat hy iets moet doen. Ons is nie seker wat sy van hom verwag het nie. Maar dan kom Jesus met 'n baie vreemde antwoord. Hy sê, vrou, wat het ek met u te doen? Nou dit klink baie onbeleef om so vir jou ma te sê. Maar die Grieks hier is nou nie so afjakkend nie. Dit beteken maar dat Jesus vir Maria wil laat verstaan dat hy is nie hier om maar net 'n enkele paar wonderwerke te doen nie. Hy is hier met groter sake. Hy het nie maar net met hierdie bruilof te doen nie. Ja, dit is die eerste wonder wat hy doen en dit gaan die mense ook sy almag wys. Maar hy het 'n baie groter plan wat God vir hom uitgewerk het. En daarom, as het ware, moet Maria terugstaan vir die seun van God, wat sy taak waarvoor hy gestuur is, hier op aarde kom doen. Daar's 'n ander insident. Jesus was op 'n keer besig om mense te genees, en toe het daar, lees ons, dat hy was baie besig. Nou weet ons nie of sy familie bekommerd was dat hy besig was om hom te ooreis nie, maar dan hoor ons dat die mense by Jesus kom en hulle sê sy moeder en sy broers is hier by hulle en hulle wil hom sien. En dan weer kom Jesus met 'n baie vreemde antwoord. Nou ons moet onthou, op hierdie stadium weet ons dat Jesus se broers nog nie in hom geglo het nie. Nou of dit dieselfde by Maria was, is nie seker nie, maar sy was saam met die seuns van haar. En dan sê Jesus, wie is my moeder? Wie is my broers? Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Al hierdie gebeures wys dat Jesus inderdaad 'n geseënde vrou was, maar 'n gewone, sondige mens soos elkeen van ons. Ons het daarop gewys dat die disippels geen spesiale lof aan hierdie vrou toesê nie. Ons lees van haar by die kruis, ons lees in Johannes hoe dat hy die sorg van Maria moet oorneem. Waarskynlik was Josef al dood op daardie tyd, want ons lees niks van hom nie. En dis die laaste, behalwe een verdere vermelding van Maria, en dis in Handelinge 1. Nadat Jesus na die hemel gevaar het, gaan die disippels terug na Jerusalem, en ons lees dat Maria saam met al die ander disippels daar by mekaar was. En dan hoor ons nooit weer
van Maria nie. Nou die Romeinse kerk het daar weer legendes ontstaan en dit is later as kerkleer aanvaar dat sy nooit gesterwe het nie, dat sy na die hemel gevaar het. Die Romeinse kerk het begin om haar as 'n baie besondere persoon uit te beeld in die sin dat sy sondeloos was. Hulle praat selfs van die onbevlekte ontvangenis van Maria. Met ander woorde dat sy soos Jesus ook gebore is deur haar ouers haar moeder wat oor wie die Heilige Gees gekom het, en dat daar nie 'n man by betrokke was nie. 'n ander manier waarop Maria ook eintlik heel ten onregte verheerlik word, het al by die kerkvader Hieronymus plaasgevind in 340, hy is in 340 na Christus gebore. Hy het begin sê, maar Maria kon nie broers en susters gehad het nie. Daardie gedeeltes wat handel oor Maria se broers, dit moet maar in 'n geestelike sin verstaan word. Want ons weet dat in die Romeinse kerk die seksuele verkeer ook beskou word as van 'n laer orde, en dit is waarom ons nonne en monnike kry wat as het ware met God getroud is en hulle mag nie seksueel verkeer nie. En so het die leer ontstaan dat Maria 'n maagd gebly het tot die einde van haar lewe. U sien weer, mense maak van Maria wat ons in haar loflied kan sien. Sy wil dit nie wees nie. Sy het dit nooit gedink nie. God het haar as nederige moeder van Christus gebruik, soos ons gesê het, om as het ware weer die seun in die wêreld terug te bring. Die seun wat ons verloor het toe ons in sonde geval het. Christus sou weer sy hande oor die wêreld uitbrei. En ek en jy sou deur dit wat hierdie eenvoudige moeder, toekomstige moeder op hierdie stadium nog, dit wat sy geglo het en dit wat sy van God ontvang het as 'n gewone sondige, gebroke, kan ons sê, mens met beperkte insig, soos ons maar almal is, dat sy die seun van God na die wêreld moes bring. Maar die hele fokus, en dit is waaroor Kersfees gaan, die hele fokus bly op Christus ons verlosser. Hy wat gekom het om my en jou met God te versoen. Laat ons ook bemoedig en versterk word deur die geloof van hierdie eenvoudige vrou, deur wie die wonder van Kersfees waar geword het. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons weet dat mense maar altyd probeer om iemand as 'n held voor te hou, wat ook maar 'n mens is. En baie keer is daar ook mense wat ons probeer verheerlik of prys, terwyl as ons onsself sien soos ons werklik is, soos Maria ook in haar lied sing, dan is ons die kleintjies, en moet ons nederig voor u voete bly, want u het die verlosser gestuur. Christus versoen ons met die Vader. In onsself het ons niks en is ons tot niks in staat, as u nie hierdie gawe, ook die gawe van die Heilige Gees, aan ons gee nie. Gee dat ons ook bewus sal wees in hierdie dae, hoe dat die Gees ons ook kan gebruik, as eenvoudige gelowiges, om Christus met die wêreld te deel. Amen.